Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Kom ons bid saam, en dan gesels ons. Ons liefdevolle Hemelse Vader, wat 'n voorreg om vanoggend geleentheid te hê om opnuut die woord te open en daaruit te leer. Wees U die leermeester. Kom seën ons vanmôre met U teenwoordigheid deur U Gees. Vader, ons bid dat U verheerlik sal word deur ons aanbidding. Dis ons gebed in Jesus naam. Amen. God se heerlikheid. Wat is God se heerlikheid? Wat is sy heerlikheid? Die teks sê in Openbaring 14 vers 6 en 7 die volgende. Dit sê, en ek het 'n ander engel in die middel van die lug sien vlieg met 'n ewige evangelie om te verkondig aan die bewoners van die aarde en aan alle nasies en stamme en tale en volke. En hy het met 'n groot stem gesê, vrees God en gee hom heerlikheid, want die uur van sy oordeel het gekom, en aanbid hom wat die hemel en die aarde, die see en die waterfonteine gemaak het. Wat is God se heerlikheid? Thanks, Lawrence. Jy sien, die ding is wanneer ons kyk na wat ons leer in die Bybel en die gees van profesie uit, dan vertel dit vir ons dat vir die sondaar is God se heerlikheid soos 'n verterende vuur. En dan, wanneer ons sonde in ons het, wil ons soos Adam en Eva in die tuin van Eden maak, nadat hulle in sonde geval het, wat het hulle gaan doen? Wat het hulle gaan doen? Hulle het gaan wegkruip. Vir wie het hulle gaan wegkruip? Ja, hoekom? Ja, maar hoekom? Want ewe skielik is hy vir 'n verterende vuur. Hulle was beide vreesbevange engele en die seun van God. Hoe kan ons die engele en die seun van God verskyn in hierdie toestand? So ons lees in Desire of Ages op bladsy 107, die 4de paragraaf, vir sonde, waar ook al gevind word, is God 'n verterende vuur. Vir sonde is hy 'n verterende vuur. Desire of Ages 107.4. Dit sê, in almal wat hulle self aan sy krag oorgee, sal die gees van God die sonde verteer. Met ander woorde, wanneer ons onsself oorgee aan God, gaan sonde by ons uitgesonder word as gevolg van die feit die Heilige Gees in ons is. So ek sal nie wil sonde doen nie. Maar as mense vasklem aan die sonde, vereenselwig hulle daarmee en die heerlikheid van God wat sonde verdelg. Wat word verdelg deur die heerlikheid van God? Sonde word verdelg. As jy daaraan vasklem aan die sonde, vereenselwig hulle daarmee en die heerlikheid van God wat die sonde verdelg, sal hulle ook verdelg. So wat verdelg jou? Sonde. Sonde vernietig. Nadat Jakob met die engel geworstel het, het hy uitgeroep, ek het God gesien van aangesig tot aangesig, en tog is my lewe gered. Genesis 32 vers 30. Jakob was skuldig aan 'n groot sonde teen Esau.
maar hy het tot bekering gekom. So daai sonde is wat mee gedoen. Wat het gebeur met daai sonde toe hy tot bekering gekom het? Die sonde is verdelg. Is Jakob dood? Nee. Maar die sonde is weg, die sonde is verdelg. Ekskuus my? Ek kan nie hoor nie. Nee, nou praat twee. Kom ek verduidelik gou. Ek het 'n gesuis in my ore, hè? Permanent. So as jy nie duidelik praat nie, kan ek jou nie hoor nie. Hy het 'n hou weg, ja, is 100%, maar wat ek bedoel is, hy bly lewe. Sonde is verdelg. Toe hy tot bekering gekom het, is die sonde verdelg. Jakob het bly lewe. Hy het vir baie jare daarna gelewe. Ja, hy het vasgeklem. Dis eintlik wat dit is. Hy het vasgeklem. Hy wou nie laat gaan nie. Kan ons dan sê dat die sonde, die hou wat hy weg het, is die nagevolge wat hy oor. Ja, hy was krippel gewees vir die res van sy lewe daarna. Hè? Sy oortreding was vergewe en sy sonde gereinig. Daarom kon hy die openbaring van God se teenwoordigheid verduur. Sonde weg. En hy kon die teenwoordigheid van God verduur. Wanneer mense voor God gekom het terwyl hulle moedswillige sonde in hulle harte gekoester het, is hulle vernietig. Ons moet aandag gee. Dis belangrik. He? By die tweede koms van Christus sal die goddelose met die asem van sy mond verdelg en deur die verskyning van sy wederkoms tot niet gemaak word. Dis 2 Tessalonisense 2 vers 8. Die lig van die heerlikheid van God, wat lewe aan die regverdige skenk, sal die goddelose verdelg. Van sonde kan nie in sy teenwoordigheid staan nie. Met ander woorde, sonde bring skeiding van God. En God is lewe. Met ander woorde, sodra jy geskei is van lewe, wat is die gevolg? Dis natuurlik. Dis dood. Ekskuus my? As die sonde in jou is jy geskei van heerlikheid. Ja. Want twee is in oppositie. Ja, heeltemal in oppositie. So wat is daar die heerlikheid van hom en hoe kan ek hom heerlikheid gee? Hoe gee ek hom heerlikheid? Want ek moet hom heerlikheid gee. Hoe doen ek dit? Gehoorsaamheid. Deur gehoorsaamheid. Gee hom heerlikheid. In Christ Object Lessons op bladsy 415, die 3de paragraaf sê dit die volgende. Dit sê dit is die duisternis van wanbegrip van God wat die wêreld omhul. Die mense verloor hulle kennis van sy karakter. Dit is verkeerd verstaan en verkeerd geïnterpreteer. In hierdie tyd moet 'n boodskap van God verkondig word, 'n boodskap wat verligtend in sy invloed en reddend in sy krag is. Sy karakter moet bekend gemaak word. Ons het 'n geweldige verantwoordelikheid. Ons moet God se karakter bekend maak. Die verantwoordelikheid wat ons het. Sy karakter moet bekend gemaak word. In die duisternis van die wêreld moet die lig van sy heerlikheid gewerp word. So wat is dan sy heerlikheid wat bekend gemaak moet word? Ek kan vir jou gedeeltes sê, maar ek kan nie saamvat nie. Ek het nou net gelees. Nee, dis hoekom ek vra, want ek het gelees. Luister mooi weer hierso. Sy karakter moet bekend gemaak word. In die duisternis van die wêreld moet die lig van sy heerlikheid gewerp word. So wat is sy heerlikheid? Sy karakter. Dis sy heerlikheid, dis sy karakter, dis wie hy is. Dis wie hy is sy karakter. Maar die komponent wat ek na kyk is om erkenning te gee van jou kant af aan God, dat ek basies sê, ja God, ek sien u is reg, ek erken dat u reg is, ek staan nie in oppositie
gee hom heerlikheid deur om te sê, I confirm, what you say is right. Ek stem daarmee saam, ek is nie in oppositie. Baie keer voel ons nie so, ons voel ons moet dit doen, wat God het so gesê. Maar hy wil graag hê, dat moet jy uit jou vrye wil uitkom. En as jy by die punt kom, wat jy soos hy voel, en sy wet jou nie gemaak het, want jy volg nie die wet, omdat jy dit aangesê is om te doen, thou shalt, omdat jy voel, maar dit wat hy sê is absoluut reg. Ek wil dit ook nie, dis my wet. 100%. Ek gee hom heerlikheid deur vir hom te sê, ek gee erkenning aan almal om my, dat ek voel presies soos God, not by command. 100%. Dis in my, daardie gee hom heerlikheid. Dis reg, dis reg. Dankie. Nee? So die lig van sy heerlikheid moet in hierdie wêreld gewerp word. Die lig van sy goedheid, barmhartigheid en waarheid. Nee? Dis Christ Object Lessons 415, die 3de paragraaf. So die Bybel leer ons dat God is liefde. So God is liefde. Dis wat die Bybel, wat 'n teks gaan ons daar gebruik? God is liefde. Johannes 3:16. Hè? Maar dis nie die enigste nie. Wat sê 1 Johannes 4:16. Edwin, wat sê dit? Maar wat sê die teks? Hè? Kom ek sal vir jou begin. En ons het die liefde van God. Ons het die liefde wat God tot ons het leer ken en geglo. God is liefde. God is liefde. God is liefde. En hy wat in die liefde bly, bly in God. En God in hom. So met ander woorde, God se karakter is liefde. Dis wat sy karakter is. Dis liefde. Nee? Dit kan nooit iets anders wees nie. Dit kan nie iets anders wees as liefde nie. Dis wie hy is. Is reg, Louis? Absoluut. Ja. Hy kan nie iets anders wees nie. Hy kan nie die een dag lief hê en die volgende dag haat nie, want haat is nie deel van hom nie. Dis nie iets wat inherent in hom is nie. Dis 'n vreemde ding, haat. Toe Esau sy broer gehaat het, toe Kain sy broer gehaat het, is 'n vreemde ding. En daai ding kom waar vandaan af? Satan, ja. Dis nie iets wat van God afkom nie, niks met God se karakter te doen nie. Satan se karakter, haat, om kwaad te word. Om kwaad te word is om te haat. En om kwaad te word is om te moor. Is om dood te slaan. God is onveranderlik. Maleagi 3 vers 6 vir ons, want ek, die Here, het nie verander nie. En julle kinders van Jakob is nie verteer nie. Job 23 vers 13 sê vir ons, maar hy bly onveranderlik een. Wie sal hom dan teehou? So wat is die ander aspek van God se karakter? God is lig. Daar's geen duisternis in God nie. Geen duisternis. 1 Johannes 1 vers 15 sê dit. Hy sê dit is die verkondiging wat ons van hom gehoor het en aan julle verkondig. God is lig. En geen duisternis is in hom nie. 1 Johannes 1 vers 5. Is dit 5 of 15, ekskuus. Vers 5, ja. Geen duisternis nie. Duisternis kom waar vandaan? Van die vyand, Satan. Satan is die een wat die duisternis, dit is die duisternis van wanbegrip van God wat die wêreld omhul. Waar kom daai duisternis vandaan? Wie het daai duisternis in ons koppe gekom plant? Om God verkeerd te verstaan. Satan, hy het dit kom plant. Theoreties
Heeltemal reg. So dit bestaan nie eintlik nie. Maar aan die lig is dit van natuurlikheid. Dis reg. 100%. Ja, né? So God is lig. Dis sy karakter. Dis lig. So wanneer ons in die lig van sy woord wandel, dan gee ons hom heerlikheid. Ons gee hom heerlikheid as ons in die lig van sy woord wandel. Wanneer ek nie volgens sy woord handel en wandel nie, bring ek hom heerlikheid? Dit is interessant, nee, as jy Kain se sonde, die doodslaan van Abel vat, en jy gaan ontleed dit, dan kom jy agter is Kain met die doodslaan van sy broer het al 10 die gebooie gebreek. Letterlik. Letterlik. Dan praat ek nie van figuurlik nie, ek praat letterlik. Wanneer ons een gebod oortree ons al 10 letterlik. Jy kan dit gaan sit en ontleed. Wanneer sy broer dood te slaan het hy 'n vals God aanbid, want sy God is nie dood nie. Deur sy broer dood te maak het hy die Sabbatgebod gebreek. Want met daai sonde in sy lewe kon hy nie rus nie. Deur sy broer dood te slaan het hy sy vader en sy moeder oneer aangebring. Deur sy broer dood te slaan het hy gesteel, het sy broer se lewe gesteel. Deur sy broer dood te slaan, het hy begeerte gehad, want hy die geregtigheid van Abel, het hy dit uitbegeer. Hy kon dit hê, maar hy het dit begeer. En hy hoef nie Abel se geregtigheid te begeer het nie. Want hy kon daai selfde geregtigheid wat Abel gehad het, kon hy gehad het. Deur wat te doen? Deur net gehoorsaam te wees. Sal. Hy het letterlik al 10 die gebooie gebreek deur een sondedaad. Abel daarteen was gehoorsaam gewees en hy het God heerlikheid gegee deur gehoorsaamheid. Dis die verskil. Want wanneer ons in die lig van die woord wandel, dan bring ons God heerlikheid. As ons hier wegdraai soos wat Kain dit gedoen het, bring ons God oneer. God is lewe. God is lewe. Nee? Handelinge 17 vers 25. Sê vir ons, God gee lewe. Nee? Ook word hy nie deur mense hande gedien asof hy aan iets behoefte het nie. Want hy het aan niks behoefte nie. Absoluut niks, hy het aan niks behoefte nie. Die enigste ding wat God aan behoefte het nie, is my en jou gehoorsaamheid. So. Dis al wat hy van ons vra. Hy vra van ons niks meer, nee. Niks meer. Ons dink God vra van ons vreeslike goed, maar God vra van ons net een ding, en wat is daai ding wat hy vra? Gehoorsaamheid. Dis al wat hy vra. Verder vra hy van ons niks. Al wat hy vra, wees gehoorsaam. Daar's my wette. Wees gehoorsaam aan my wette. Ja. Dis al wat hy vra. Nee? Johannes 6 vers 33. Ekskuus, ek sal nou daai teks klaar lees. Hy het aan niks behoefte nie, hy het aan niks behoefte nie, hy vra van ons net gehoorsaam. Johannes 6:33, want die brood van God wat is hy, ekskuus, hy teks klaar lees in Handelinge 17:25. Ook word hy nie deur mense hande gedien asof hy aan iets behoefte het nie, omdat hy self aan almal lewe en asem en alles gee. Dis wat hy gee. Hy gee lewe, hy gee asem, hy gee alles. Johannes 6 vers 33 sê, want die brood van God is hy wat uit die hemel neergedaal het en in die wêreld die wat gee? Die lewe gee. Lewe kom van die Vader deur Christus na ons toe, lewe. 1 Timoteus 6 vers 13.
Dit gebied ek jou voor die aangesig van God, wat aan alle dinge die lewe gee. Hy gee aan alle dinge die lewe. Wat is die vierde ding? God is geregtigheid. Jy kan sien, iemand het geleer ergens. Is geregtigheid. Kan hy iets anders wees as geregtigheid? Kan hy iets anders wees? Ek is nou by jou, Laurens. Kan hy iets anders wees as geregtigheid? Kan God ongeregtig wees? Onmoontlik, hy kan nie wees nie. Daai is sy karakter. Dis sy karakter. Het ons nie gister geleer dat geregtigheid is heiligheid nie? Ja, heeltemal reg. En heiligheid is sy karakter. God is heilig. Wees heilig, want ek is heilig. Heeltemal reg. Jeremia 23 vers 6. Sê vir ons wat? Wat sê Jeremia 23 vers 6? Ek gaan julle nou geleentheid gee om self te gaan blaai. Want anders sit ons net passief. Wat sê Jeremia 23 vers 6? In sy dae sal Juda verlos word en Israel veilig woon. En dit is sy naam waarmee hy genoem sal word, die Here ons geregtigheid. Die Here ons geregtigheid. In 33 vers 16? Jeremia 33 vers 16. In those days, Judah will be saved, and Jerusalem will dwell safely. And this is the name by which she will be called, the Lord our righteousness. The Lord our righteousness. Ja, nee? So God kan nie teenoorgestelde wees van wie hy is nie. Hy kan nie. Die teenoorgestelde van die is alles Satan. Satan se oorlog in die hemel het begin as gevolg van een ding. Waaroor het dit gegaan? Waaroor het dit gegaan? Hy was jaloers op Christus gewees, ja. Maar sy oorlog het gegaan teen een ding. Het het gegaan oor een enkele ding. Satan se stryd was teen die wet van God gewees. Die engele is opgemaak gewees oor die feit dat hy sê dit is onregverdig dat daar beheer oor hulle is. Dis beter dat hulle vry is. En die feit van die saak is, vry was hulle vry gewees. Elke een van ons word 'n vry agent gebore. Ons kan ons eie besluite neem. Maar Satan se oorlog gaan teen die wet van God. Teen geregtigheid. Want geregtigheid te maak met die wet. En dis ironies, is die engele het nie eers geweet nie. Dit was vir hulle 'n skok gewees, toe hulle agterkom dat daar is 'n geskrewe kode. Hulle het God vrywillig gedien. Heeltemal vrywillig. Was in akkoord met. Ja, exactly. Ja. In harmonie, hulle was totaal in harmonie. Hulle het nie gestry nie, want dis nie nodig, hulle self voel so. En hier kom Satan, hy kom plant 'n saadjie, hy sê God is onregverdig. Dan was sy oorspronklike sonde, sy eerste sonde was begeerte. Ja, 100%. Het is eintlik jaloesie. Jaloesie aanvanklik Christus, jaloesie op Christus en die begeerte om soos God te wees. Hy het begeer om aanbid te word, soos God en Jesus. 100%. Maar ons moet verstaan dat sy geveg het gegaan oor die geregtigheid van God. Hy wil niks met die wet te doen nie. Vandag nog steeds is die ding is, God se wet, die oorlog gaan teen die wet. Dis waar die oorlog. Ja, maar
hy sou nie 'n probleem met dit gehad het as hy die aanbidding kon gekry het nie. As dit 'n mens was vir aanbidding na hom toe, sou dit toegelaat het, Nee, hy sou nie. want hy wou, volgens mevrou White, was begeerte sy aanvanklike sonde. Reg, 100%. Maar die wegdoen van die wet is sy groot ding. Want geregtigheid is nie deel van hom nie. Die saadjie wat geplant is in die engele se verstand was gewees, is God is onregverdig. Hy verwag hierdie dinge van ons. Ja. En eintlik verwag God van ons wat? Net eenvoudig gehoorsaamheid. Met ander woorde, ek is vry om God te dien of om nie te dien nie. Ons het die verhaal in die eerste 2 seuns op die planeet. Kain het besluit om dit nie te doen nie. Abel het besluit om God te dien en gehoorsaam te wees. En as jy die verhaal gaan lees en vertel het hoe Abel probeer het om sy broer terug te haal. Beperkings hê nie, en sodat die vrydag kan wees om in die sonde te doen. Sodat hulle almal die mens sy misleiding kan volg. So met ander woorde is die wet was vir hom 'n beperking gewees. Ja. Dis wat sy probleem was, nie? Ons lees dat Moses nadat Israel die goue kalf aanbid het, ons het daai gedeelte gedoen in Eksodus 33 en 34, waar Moses gebid het om die heerlikheid van God te sien, en God neergedaal het, en Moses gegin het, maar hy die naam van die Here uitgeroep. Met ander woorde is, hy die karakter van God verklaar, wie hy is. En dit is wat belangrik is, né? Is wie is God? Hy sê, en hy maak dit duidelik, as hy sê, is, Here, Here, barmhartige en genadige God, lankmoedig en groot van goedertierenheid en trou, wat die goedertierenheid bewaar vir duisende, wat ongeregtigheid en oortreding en sonde vergewe, maar nooit ongestraf laat bly nie. En dat ons verkeerd verstaan, wat is die straf van sonde? Dit is die resultaat van sonde. Maar wat is die straf van sonde? Hy laat dit nie ongestraf bly nie. Frikkie, ek wil hier die vraag beantwoord hê, net 'n reëlingkie. As ons iets wil sê, steek jy hand op dat die mic by die persoon kan kom, want die man wil dit opneem. Nee, ons steek jy sy hand op, wag vir die mic, dan antwoord ons. Dankie. Thanks. Nee? Wat is die straf? God vergewe sonde. Die gevolge van sonde is die straf. Gevolge van die sonde. So dis daai klippie wat in die dam gegooi word en die rimpels wat dit veroorsaak. En daai rimpels word al hoe groter. 'n Klein sondetjie word daai rimpels al hoe groter. Nee? En dis die ding. Die gevolge van sonde. God kan niks aan die gevolge van sonde doen nie. So, God se karakter is sy heerlikheid. Nee? En hy kan nooit iets anders wees as wat hy is nie. Job 23 vers 13 sê, maar hy bly onveranderlik een. Wie sal hom dan teehou? En ons ken wat God die wêreld liefgehad, sy eniggebore seun gegee het. Ons lees in Bible Echo van Julie die 2de, 1894, die 7de paragraaf. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Moses het gebid, dat God hom sy heerlikheid sou toon. En die Here het neergedaal in die wolk, en daar by hom gestaan, en hy het die naam van die Here uitgeroep. En toe die Here by hom verbygaan, het hy uitgeroep, Here, Here, barmhartige en genadige God, lankmoedig en groot van goedertierenheid en trou, wat die goedertierenheid bewaar vir duisende, wat ongeregtigheid en oortreding en sondes vergewe, maar nooit ongestraf laat bly nie. Dit is die karakter van die God, op wie jy jou vertroue moet stel. Sy naam, wie hy is. Dit is sy karakter op wie ons vertroue moet stel. God is liefde. Herhaal hierdie sin wanneer versoeking oor jou kom.
Onthou dat hy regverdig en genadig en waaragtig is en geensins die skuldige sal verskoon nie. God kan regverdig wees en tog die regverdiger wees van hom wat in Jesus glo. Hy sal jou aanvaar net soos jy is, want daar is geen hoop dat jy beter sal word nie. Wat 'n kans het Adam en Eva gehad? Hulle het vyeblare vir hulle self gaan aan mekaar werf, aan mekaar weef. Om wat te bedek? Daai is eie geregtigheid. Dis die probleem met Laodicea. Laodicea sit vyeblare aan mekaar om hulle te bedek. Selfgeregtigheid. Ons het Christus se geregtigheid nodig. Daar is geen hoop dat ons beter sal word. Geen hoop. Weg van Christus is daar geen hoop nie. Voordat jy na Jesus kom vir vergifnis en heiligmaking. So waarheen moet ons hardloop? Dawid sê, ons God is 'n sterk toring. Wat doen die regverdige? Hy hardloop daar en wat vind hy daar? Hy vind beskerming daar. Ja. Hy vind beskerming daar. Beskerming teen wat? Teen sonde. Ons moet weg hardloop van sonde. Ons moet na Christus toe hardloop. Sy geregtigheid. Dit is sy regverdige karakter wat die heerlikheid van God uitmaak. Sy karakter is sy heerlikheid. En dit is hierdie selfde heerlikheid wat Christus bid, dat aan sy volgelinge op die aarde gegee mag word. Hoor die smeking wat hy vir hulle tot sy Vader rig. Heilig hulle in u waarheid. U woord is die waarheid. En ek heilig myself vir hulle, sodat hulle ook in waarheid geheilig kan wees. Maar ek bid nie net vir hulle alleen nie, maar ook vir die wat deur hulle woord in my sal glo. Dis interessant, in daai gebed het Christus vir my en vir u elkeen in gedagte gehad. Elkeen van ons het hy in gedagte gehad in daardie gebed. Dat almal een mag wees, net soos u Vader in my en ek in u, dat hulle ook in ons een mag wees, sodat die wêreld kan glo dat u my gestuur het. Daar is die hartseer verhaal van die kerk op aarde. En die ironie van die saak is, daar is nie 10 verskillende platforms nie. Ongelukkig is daar net een. En ons kan daaroor redeneer soos ons wil. Daar is nie 10 nie. Daar is nie eers 2 nie. Daar is een platform van waarheid. En op die einde van die dag, God se volk sal op een platform staan. Nie op 2 of 3 nie. Christus se gebed is dat ons een moet wees. En my doel was nog altyd gewees, en ek het nog altyd gesê ook, as ons nie eens is nie, dan moet ons 'n plan maak, dat ons by mekaar kom en saam studeer, sodat ons op een platform kom. My liewe broer en suster, ons het nie ander keuse nie. Dit het laat geword op die aarde se geskiedenis, baie laat. Maar ek sê weer vanmôre, daar is een platform, net een. Daar is nie verskillendes nie. En dit het tyd geword dat ons dit onder oë sien. En as ons verskil van mekaar, is dit tyd dat ons by mekaar kom. Dat ons saam studeer. Sodat ons die saak vir onsself kan uitmaak. Die pioniers het by mekaar gekom, hulle het hulle verskille gehad. En ek het by 'n vorige kampvergadering het ek dieselfde ding gesê. En ek sê dit weer, die pioniers het hulle verskille gehad, en wat het hulle gedoen
om eens te word. Wat het hulle gedoen? Hulle het saamgekom, saam gebid, saam gestudeer. Hoe kan ons verwag dat God ons moet seën, terwyl ons so verdeeld is in sy liggaam? Ek doen 'n oproep. Ons moet by mekaar kom. En dit is 'n liefdevolle oproep wat ek vanmôre doen. En soos ek sê, ek het dit 2 jaar terug het ek ook gedoen in Oudtshoorn. Ek het gevra dat ons by mekaar moet kom. Ons het nie 'n keuse nie. Psalm 127, as God die huis nie bou nie, te vergeefs bou die bouers. Dis reg. So ons kan bou op hoeveel doctrines, ons kan bou op hoeveel evangelies, maar as God die huis nie bou nie, te vergeefs bou die bouers. Ja. Een waarheid, Christus se gebed is dat sy kinders op aarde een sal wees, soos wat die Vader en die Seun een is. Een in gedagte, een in doel. Dit het tyd geword. Of ons dit wil weet of nie. Dit het tyd geword dat ons ernstig dit oorweeg. Dat ons by mekaar kom en studeer. Ek in hulle en u in my, sodat hulle volkome een kan wees. En dat die wêreld kan weet dat u my gestuur het en hulle liefgehad het, net soos u my liefgehad het, Vader. Ek wil dat waar ek is, hulle wat u my gegee het, ook saam met my sal wees. Hoe gaan ons saam met hom wees as ons verdeeld is? Hoe? Dit kan ons nie werk nie. Sodat hulle my heerlikheid kan aanskou wat u my gegee het, omdat u my liefgehad het voor die grondlegging van die wêreld. En ek het u naam aan hulle bekend gemaak. Hoe het Christus die Vader se naam aan ons bekend gemaak? Hoe het hy dit gedoen? Hy? Nee, hoe het Christus die Vader se naam aan ons bekend gemaak? Deur sy woord. Deur sy woord, deur wat te doen? Woord te gehoorsaam en Wat het hy gehoorsaam? die wet. Die wet. Yes. Christus die wet volmaak gehou. Daardeur het hy sy Vader vereer, hy het heerlikheid aan sy Vader gegee deur die wet volmaak te hou. Nee, daarom, ek het die naam bekend gemaak en sal dit bekend maak, sodat die liefde waarmee u my liefgehad het, in hulle kan wees en ek in hulle. Jesus Christus is skepende voorbeeld om eers sy voetspore dat ons in de samen wanneer die jullie kom op te komen, samen je moet opgaan en van samen zijn. Hier is ik het eer op tot einde toe en neem me samen tot voor eeuwigheid aan. Hierdie versoek van Christus het geen beperking op sy volheid nie. Hy begeer dat sy volgelinge sy gees van eenheid en liefde aan die wêreld sal openbaar. Sy gees van liefde en eenheid aan die wêreld sal openbaar. Maar voordat hierdie eenheid onder hulle kan bestaan, moet daar 'n ware vernuwing van elke hart wees. Daar moet 'n lewensbelangrike verbintenis met God wees. Die karakter moet gevorm word na die goddelike gelykenis. Ons is nog nie daar nie. Ons skiet so ver tekort. Ons is nie daar nie. Met ander woorde daar moet 'n vernuwing in elke hart wees. Wanneer ons harte vernuwe het, dan gaan ons die behoefte hê om by mekaar te kom, op een platform te kom. Met ander woorde, wanneer ons dit nie wil doen nie, ekskuus Laurens, ek nou by jou, wanneer ons dit nie wil doen nie, beteken nie, dat daar is nog selfsug in ons. Dis ons grootste enkele probleem. Ek luister. Ek wil net weet, kan nie die teks onthou nie, maar Jesus praat van skape en ander krale. Kan jy net vir ons 'n bietjie daarmee help?
Ek wil nie nou die skaap in die ander kraal is. Ek meen ander kerke. Maar hier waar ons by mekaar is hier verskillende krale of is hierdie een kraal? Dit is 'n oop vraag daai. Dis 'n oop vraag. Is dit een kraal? Verstaan? So, maar hy sê, wat gaan hy doen met die ander krale? Hulle sal almal by mekaar kom een word, né? So Christus het na hierdie wêreld gekom vir geen ander doel as om die heerlikheid van God te openbaar. Dis hoekom Christus gekom het. Die opdrag was gewees, gaan wys vir my kinders hoe lyk ek? Hoe lyk my karakter? Gaan wys vir my kinders wie ek is. Want hulle verstaan nie wie ek is. En dis die groot ding. Gaan wys vir hulle. Ons het nie van die goddelike karakter gehou nie. Ons het nie van die goddelike karakter gehou nie. Wat het ons met hom gemaak? Ja, ons het hom gaan kruisig, omdat ons nie hou van sy goddelike karakter nie. Ek en u. Ons het die goddelike karakter gekyk en gesê, nee, ons wil nie hê dat hierdie man oor ons koning word nie. Dan maak ons hom dood. Sodat, nee, geen ander doel as om die heerlikheid van God te openbaar, sodat die mens opgehef kan word deur sy herstellende krag. Alle krag en genade is aan hom gegee. Sy hart was 'n fontein van lewende water, 'n fontein wat nooit misluk nie. Altyd gereed om in 'n ryk, helder stroom te laat vloei na diegene rondom hom. Sy hele lewe is deurgebring in suiwer, belangelose welwillendheid. God se onbaatsigtige liefde. Sy onbaatsigtige liefde. God se opofferende liefde. Ons kom net tot korte die feit dat ons die eenheid van God nie kan kry, maar ons soms liefdeloos, soms giet nie om vir mekaar. Discipelen het eenheid gekom, God het hulle eenheid gebring. So moet ons ook wees. Die eenheid van God se liefde. God is liefde. Ongeacht wat gebeur, is liefde. Maar hy te bedoel wat ons moet vir gestel aan die God. En dit is het feit dat ons leven omdraai en weer terug naar God in zijn geboren geworden. En het feit dat als iemand vermaan moet je luisteren wat God zegt. Als hij eenheid is en geroepen moet het komen. Ongeacht wat je omstandigheden of wat je probleem is, kom nou en die Heer zal het oplossen. Sy voornemings was vol liefde en simpatie. 'n alles opofferende liefde. Dis God. Dis sy gees. As ons nie daai liefde het nie, het ons nie sy gees nie. 'n alles opofferende liefde. Met ander woorde, alles anders is van minder belang as sy heerlikheid om gehoorsaam te wees aan hom. Kan jy vir ons dalk 'n praktiese voorbeeld gee? Jy kan my gebruik of enigeen van ons wanneer dit kom by selfopoffering. Want ons besef nie altyd wat dit als vat nie. Ja, ek dink die beste praktiese voorbeeld wat daar is om te kyk na die lewe van Christus. Hy het alles opgeoffer. Hy het die heerlikheid van die hemel verlaat, sy heerlikheid neergelê, alles vir sy Vader teruggegee, mens kom word, om onder ons te kom wandel, met die een doel, om sy Vader te verheerlik. Daar is geen beter voorbeeld wat ek kan gee, as juist die lewe van Christus nie. Hy het alles prysgegee, met die moontlikheid dat hy kon misluk. Maar waar sou ek en u gewees het vandag, as hy misluk het? Iets verkeerd, ek wil net byvoeg daar, ek weet nie van julle daar was so 'n reeks oor Jesus se lewe, dokumentêr, maar dis 'n movie of iets, maar hy was in die aande so moeg, as hy in die oggend opstaan, was sy enigste doel om sy Vader se karakter aan mense se lewens bloot te stel.
Hy was so moeg in die aande, hy het gewerk van die oggend tot die aand toe, het hy gewerk en hom afgesloof om mense gesond te maak, om die Vader se karakter aan hulle bekend te maak. Hy het in die aande baie laat het hy by die huis gekom, hy het niks vir homself gedoen nie. Reg, 100%. Alles opofferend. Hoekom hy in die boot kon aan die slaap raak, reg deur die storm. Want hy het vrede, hy is nie bang nie en hy het baie moeg. Heeltemal reg. Nee? Sy voortdurende gebed vir hulle was dat hulle deur die waarheid geheilig mag word. En hy het met sekerheid gebid, wetende dat 'n almagtige bevel gegee is voordat die wêreld gemaak is. Hy het geweet dat die evangelie van die koninkryk in die hele wêreld verkondig sou word, dat die waarheid, gewapen met die almag van die Heilige Gees, in die stryd met die bose sou oorwin, en dat die bloedbevlekte banier eendag triomfantlik oor sy volgelinge sou wapper. Met ander woorde beteken daar was eenheid gewees oor sy volgelinge. Eenheid. Dit was die beskrywing wat God van sy eie karakter gegee het. Jesus het die goedheid en die barmhartigheid en die liefde van die Vader kom verteenwoordig. En Satan was vervul met vyandskap teenoor die Seun van God en het van sy geboorte af daarna gestreef om hom te vernietig. Hoekom? Want Satan het geweet dat wanneer ons gaan kyk na die lewe van Christus, ons die Vader gaan sien. En dis nie wat Satan wil hê nie. Dis nie wat hy wil hê nie. Hy het deur die goddelose Herodes gewerk om sy plan te verwesenlik, maar die Here het die lewe van die jong kind Jesus bewaar en die plan van die bose gedwarsboom. Herhaaldelik was die lewe van Christus in gevaar. Baie keer, selfs nadat die mense na sy genadige woorde geluister het en die manifestasie van sy krag gesien het, om die siekes te genees en diegene rondom hom te seën, was hulle gereed om hom te vernietig. Ons het nie daarvan gehou nie, ons het nie van sy karakter gehou. En vandag gaan die stryd oor die karakter van God. Oor niks anders nie. Dis die grootste stryd vandag op die planeet, is wie God is. As ek gelees, ek weet nie waar ek is nie. Sien, ek druk nie my vinger al waar nie. Ja, hulle was gereed om hom te vernietig. Hy het sonde met 'n volmaakte haat gehaat. Wat is gehaat? Sonde. Sonde. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat elke een wat in hom glo nie verlore hoef te gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Hy het sonde met 'n volmaakte haat gehad. Nie die mens nie. Sonde. Dit was die suiwer, vlekkelose lewe van Jesus wat die haat van Satan en 'n losbandige nasie aangewakker het. Want Christus het geen sonde gedoen nie, en in sy mond is geen bedrog gevind nie. En daar is die verheerliking van sy Vader, gee sy Vader eer. Die Joodse nasie was gevul met twyfel en vooroordeel, en dit het daartoe gelei dat hulle die Seun van God gehaat het. Hulle het hom gehaat. En wie se attribute, wat sê Afrikaans vir attribute? Eienskap, dankie. Wie se eienskap is haat? Satan se. So wie die nasie beheer? Skokkend. Die volk van God is beheer deur 'n eienskap van Satan. As gevolg van hulle ongeloof was hulle aan die vyand se kant. Met ander woorde, as ons God nie vertrou nie, aan wie se kant is ons? En ons bring die God eer nie. Met ander woorde, onder die beheer van die bose. Hierdie is Signs of the Times, November die 18de, 1889, die 7de paragraaf.
Die feit van die saak is, Patriarge 33.1 sê die volgende, sê God is liefde. 1 Johannes 4 vers 16. Sy natuur, sy wet, is liefde. Dit was ooit, dit sal ooit wees. God verander nie. God is liefde. As ons lief het, soos wat God lief het, dan bring ons hom eer. Dan verheerlik ons hom. Net een ding wat ons hoef te doen, net een ding. En dis om gehoorsaam te wees. Ons bring hom eer. Dis nie 'n moeilike beginsel nie. Dis eintlik baie maklik. Deur gehoorsaamheid bring ons hom eer. En dit beteken gehoorsaamheid aan sy hele woord, want sy woord is wet. Enige ding wat uit God se mond uitgaan, is wet. Kom ons bid saam. O liefdevolle hemelse Vader, ons is eenvoudige mensies, en tog het U ons so hoog geag, dat U U seun gestuur het om ons te kom red van onsself, te kom red van dit wat die bose in ons gedagtes kom plant het. En dis waar wat Ellen White skrywe, dat ons verstaan verkeerd. Ons verstaan nie reg nie. En in hierdie stryd, Vader, kom bid ons vanmôre dat U ons sal help, dat ons U sal sien as die liefdevolle Vader wie U werklik is. Help ons. Help ons om te voldoen aan U gebed in Johannes 17. Gee ons die krag om gehoorsaam te wees aan U. Vader, bid dat U die res van die dag met ons sal wees. En as ons net nou gesels rondom die groot versoendag, wat is U oordeel? Hoe werk U oordeel? Geef vir ons lig. En mag daar die lig stroom by die hemelse poorte. Dis ons gebed vanmôre in Jesus naam. Amen. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once